Ek is Niels van Jaarsveld en ek lees voor uit Rudy van Rensburg se nuwe Cassie Kasselman roman, Merk. Jy is ons afleweringsman, Hernes. Haar swaaiende vinger is enkele sentimeters van sy neus af. Jy is die gesig van ons maatskappy by elke klant. Wat moet hulle van ons dink as jou hande so vieslik lyk? Grou jy in die grond voor jy werk toe kom? Hy skud sy kop. Lenteviljoen staan effe terug, hande op haar heupe. En laat ek sommer dit ook vir jou sê, jy het 'n slegte klank in jou. Die mense in die kantoor kla gereeld by my daaroor. Stort in hemelsnaam soggens voor jy werk toe kom. Hy staar net vir haar. Verstaan ons mekaar, Hernes, of is dit te veel gevra? Nee, juffrou Viljoen, dis nie te veel gevra nie, sê hy skor. Reg dan, ek wil nie weer daaroor praat nie. Hy hou haar dop toe sy wegstap na haar kantoor. Sy swaai haar boude soos 'n bloody model. Hy haat haar soort. 'n Jong bitch wat skiem die son straal uit haar gat omdat sy manager genoem word. Wat sal hy nie gee om haar in daai lang hare beet te kry en met die ander hand? Hy skud sy kop vies. Moenie eers daaraan dink nie, prewel hy. Too close to home. Cassie klim sigtend van die skaal af. Hy is nou presies 8 kg swaarder as 6 maande gelede. Gister toe hy in die huisbak instap, het hy homself vir 'n flitende oomblik nie in die spieël herken nie. Dit was hy al se skok. Nou beskou hy hom in die badkamer spieël. Die lang wit operasieletsel wat oor sy bors kronkel, vang sy oog altyd eerste, maar dit ontstel hom nie meer so erg soos aan die begin nie. Sy blik sak laer af en steek vas by sy maag. Dis waar daai kilogramme gaan sit het. Lyk kompleet of hy pregnant is. 'n Komieklike boepens wat deur 2 rietskanaalbene regop gehou word. What a bloody sight. Hy draai skuins sodat hy na sy profiel kan kyk. Minstens 6 maande swanger? Dalk daarom nie so erg nie. 4 maande? Hy trek sy maag in. Maar dit beweeg skaars. Soos die derm om 'n styf gestopte boerewors span sy pensvel oor sy maag. En is nie dat hy die oefen nie. Hy gaan stap elke aand, doen partykeer selfs 'n paar push-ups. Moet die chocolates wees, vandat hy opgehou rook het hy 'n soettand ontwikkel. Donker sjokolade wat glo goed vir die hart is, maar duidelik nie 'n verslankingsmiddel nie. Hy het gisterand voor die TV weer 'n groot slaapkaf gedrag, die tweede van die dag. Hy stap sleepvoet kamer toe en maak die hangkas oop, staar pynsend na sy hemde. Hy haal die two-tone uit wat hy jare gelede by die mamas by die koöperasie gekry het. Dit was daai tyd maklik 'n nommer te groot, maar nou span dit styf oor sy lyf. Hy besluit op die donker persbroek, maar moet spook om die boonste knoop vas te kry. Nie nodig vir 'n gordel nie, besluit hy, geen manier waarop die ding sal afsak nie. Hy haal sy rooi windjekker van die hanger af, frons toe hy die donkerbruin kool op die sak sien. Hy druk sy hand in die sak en pluk dit vinnig weer uit, staar vies na sy vingertoppe, gesmelte sjokolade. Dis die stuk slab wat hy in sy sak gedruk het, toe hy nou die dag sy klerewasery toe gevat het. Dit was juist so 'n vrek warm dag. Sedertdien het hy nog nie weer die windjekker aangehad nie. Hy het die afgelope 6 maande hoofsaaklik in sy 3 sweetpakke en 2 pare skaapvel pantoffels geleef. Hy stap brommend badkamer toe. Sal die taai spul net warm water en seep probeer skoon kry. Terwyl hy skrob, gaan sy gedagtes na die eerste maandag van Oktober, sy eerste dag terug by die werk. Dis nou buiten die nie-amptelike joppie van so 3 maande gelede toe 2 neo-naziese vrou in 'n woonstel gijslaar gehou het en daar op sy nommer gedruk is. In daardie stadium het hy nog getwyfel of hy weer kans sien vir die spesiale spookeenheid. Na die afgryslike pedofielsaak en sy hartaanval het hy geglo sy dae as speurder is getel en die talle noue ontkomings in sy loopbaan van bykans 36 jaar het by hom bly spook. Om eerlik te wees, hy was bang. Hy het homself oortuig dat hy soos 'n kat 9 lewens gehad het, wat hy nou finaal opgebruik het. Maar tyd gee perspektief. Sy kop het intussen geswaai. In die eerste 4 maande van sy siekteverlof het hy geglo hy is in die paradys omdat hy ongestoord kon werk aan die katalogisering van sy posseelversameling. Dis die lewe waar hy nog altyd gesmag het en homself wysgemaak. Aftrede was 'n aantreklike opsie. Dis eers in die laaste 2 maande dat hy tot ander insigte gekom het. As hy nou op 54 aftree, gaan sy pensioengeld nie genoeg wees om sy seelversameling uit te brei soos hy beplan nie. Dit word 'n duur stokperdjie as jy op veilings vir gesogte seels moet teen die land se philately glitterati. Genoeg geld om met 'n greyhound bus by al die landswye seeluitstallings uit te kom, gaan hy ook nie hê nie. Maar in werklikheid was die seels nie die belangrikste rede vir sy regsomkeer nie.
Hy het hom al meer betrap dat hy saans vasgenaal voor DStv sit, op soek na reekse oor speeders of dokumentêre programme oor onopgeloste misdade. Dit het spontaan gebeur, so asof daardie wêreld hom uit die blou te begin roep, amper asof sy wetstoepassingdrang opnuut geaktiveer is. Die nare gedagtes aan sy noue ontkomings het vervaag, en hy het die opwinding en adrenalien van sy werk gemis. Sy geliefde stokperdjie sou nie as plaasvervanger daarvoor kon dien nie. Hy is eers in sy speeder in murg en been en daarna is hy 'n ywerige sielversamelaar. Daarom, toe brigadier Shahina Fortuin hom 3 weke gelede bel om te hoor of hy finaal oor sy toekoms besin het, kon hy haar dadelik verseker dat hy slaggereed is om te begin. Halleluja, my gebede is verhoor, het sy bevelvoerder uitgeroep, wat hom nog beter oor sy besluit laat voel het. Hy frons oor die druppende windjekker. Die kol is nie weg nie, maar dit moet vir eers doen. Net gou by buurvrou Rita haar haardraer leen om die ding droog te blaas. Sal bra sleg lyk om met so 'n moerse nat kol op sy sak by die werk op te daag. Merk word uitgegee deur Quillery, 'n druknaam van NB Uitgewers en is nou beskikbaar by jou naaste boekwinkel.